Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook verder episodes kort genoeg hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n paar minute in jou dagboek beskikbaar het. Ek wil vandag eintlik maar 'n bietjie hersien en maar net 'n paar van die beginsels uitlig rondom 'n konsep waaroor ek nou 1 of 2 konsultasies gehad het en besef het, maar daar is 'n paar vrae of onsekerhede dalk in praktyk daaroor. Alhoewel dit een van die eerste goed is wat 'n mens waarskynlik leer of een van die eerste paar beginsels wanneer jy met BTW op universiteit begin. Dis die konsep van denkbeeldige insetbelasting. So ek wil 'n bietjie gesels oor wat is dit, wanneer geld dit en wat word vereis as jy hierdie denkbeeldige insetbelasting wil eis as 'n ondernemer. So kom ons praat eers 'n bietjie oor wat is dit in breë terme voordat ons na die tegniese vereistes gaan kyk. Nou, denkbeeldige insetbelasting, wanneer dit geld is om te sê, maar as 'n ondernemer sekere goedere koop wat nie onderworpe was aan BTW. So met ander woorde, daar's nie BTW in die koopprys. Dan kan die BTW-ondernemer wat dit gekoop het nog steeds die insetbelasting eis, nie teenstaande die feit dat daar nie BTW gehef is op hierdie goedere. So onthou as mens na die groter stelsel kyk, is die BTW-inset wat 'n ondernemer kan eis, gewoonlik gebaseer op die BTW-uitset wat die persoon gehef het op die goedere of dienste wat aan daai ondernemer gelewer word. So hierdie is 'n uitsondering op daai reël. As ons na die tegniese definisies gaan kyk, ons vind dit in paragraaf B van die definisie van insetbelasting. So daai definisie sê vir ons dat jy kan, of die moontlikheid om hierdie insetbelasting te eis bestaan vir goedere. Daai goedere moet tweedehandse goedere wees. Dit moet in Suid-Afrika geleë wees. Dit moet in 'n verkooptransaksie aan die ondernemer gelewer word, maar daai verkooptransaksie moet nie 'n belasbare lewering wees nie. So met ander woorde, daar's 'n paar scenario's hoe dit dan kan gebeur. Een is die verkoper is nie 'n BTW-ondernemer nie, of die verkoper is 'n BTW-ondernemer, maar die lewering is nie belasbaar. So daai persoon het moontlik die bates gebruik om vrygestelde lewerings byvoorbeeld te maak. En laastens, die verkoper moet 'n inwoner van Suid-Afrika wees. Nou ek dink as mens met hierdie definisie gaan werk en te doen kry, dan is daar's 'n paar terme hier wat 'n bietjie meer aan die lyf het uit 'n tegniese oogpunt wat mens dan nou na moet gaan kyk. Byvoorbeeld die konsep van 'n inwoner van Suid-Afrika, is daar 'n definisie voor in artikel 1 van die BTW-wet. Die konsep van tweedehandse goedere, is daar 'n definisie voor in die BTW-wet om seker te maak jy het goedere wat aan daai definisie voldoen. As ons aan al hierdie vereistes voldoen, sien hulle dat hierdie paragraaf B nog steeds binne die groter definisie van insetbelasting sit, geld dieselfde vereiste dat die ondernemer wat die goedere koop, moet dit verkry vir doeleindes van die maak van belasbare lewerings. As dit die geval is, dan kan mens hierdie denkbeeldige insetbelasting gaan eis. As mens dit sou kon eis, die berekening van die denkbeeldige insetbelasting is, die basis daarvoor is die laagste van die vergoeding, so dit wat jy betaal het, of die markwaarde van die goedere, en op hierdie basis van die laagste van hierdie twee goed, gaan pas 'n mens die belastingfraksie toe, so met ander woorde 15 op 115, om te gaan bepaal wat hierdie denkbeeldige insetbelasting dan nou sal wees. Daar was in die verlede, wanneer dit by vaste eiendom kom, 'n beperking en 'n koppeling aan hereregte. Nou, dit bestaan nie meer nie, dit is reeds rondom 2012 uit die wetgewing uit verwyder. So daai beperking wat daar op sekere van hierdie transaksies bestaan het, is nie meer daar nie. Goed, as ons dan 'n bietjie aanbeweeg van die tegniese vereistes af, die vraag wat opgekom het in een van die konsultasies is, maar hoekom sal die BTW-stelsel vir so iets voorsiening maak? Dit klink amper net te goed om waar te wees. Kan dit reg wees dat mens so iets kan eis? Nou,
Ek dink die beste verduideliking vir wat is die rasionaal vir hierdie denkbeeldige insetbelasting as mens gaan kyk na die Wetcom verslag destyds toe BTW in plek gekom het. Wat daai verslag vir ons, of die rasionaal wat daar verskaf is, en ek dink dit is 'n goeie verduideliking om te verstaan waar kom dit vandaan, is om te sê maar, jy het sekere persone buite die BTW net, en sekere persone binne die BTW net. So daai verslag het verwys na 'n privaat persoon wat buite die BTW net is, en 'n besigheid wat binne die BTW net is. So ek dink daar kan natuurlik gevalle dan wees waar jy besighede het wat buite die BTW net val omdat hulle vrygestelde lewerings maak, maar kom ons kompliseer dit nou nie met dit nie. Goed, so die logika agter dit is om te sê, maar as die persoon buite die BTW net hierdie bate of goedere gaan aankoop, dan kan hulle nie die insetbelasting eis nie, en die insetbelasting vorm eintlik maar deel van die koste van hierdie goedere in hulle gedagtes en in hulle rekords. En in beginsel, wanneer daai persoon dan nou weer hierdie goedere gaan verkoop, gaan hulle probeer om die koste insluitend die BTW te verhaal. Nou, as die BTW-ondernemer dan nou die koper is van hierdie goed, dan word die BTW wat daar op die aanvanklike transaksie gehef is, indirek deur hierdie verkoopprys dan maar eintlik aangegee aan die BTW-ondernemer, maar omdat die verkoper nie 'n ondernemer is nie, kan die BTW-ondernemer nie die insetbelasting eis nie. Nou, in die groter prentjie van die BTW-stelsel behoort BTW-ondernemers, besighede met ander woorde, behoort eintlik neutraal vir BTW te wees. So BTW behoort nie 'n las of 'n koste vir daai besigheid te wees nie. En die hele gedagte agter hierdie denkbeeldige insetbelasting is dat hierdie aanpassing wat mens dan nou daar kry, herstel eintlik die neutraliteit wat sou bestaan het as hierdie BTW-ondernemer hierdie goedere in die eerste plek gaan koop het. So met ander woorde, as dit nie deur 'n nie-ondernemer se hande gegaan het nie. Goed, as ons 'n bietjie dan net vinnig kyk na wat is nodig om dit te kan eis, artikel 20 sub 8 van die BTW-wet het die dokumentasie wat nodig is om dit te eis. Nou uiteraard kan 'n mens dink dat hierdie is 'n redelike wesenlike risiko vir die fiskus, dat daar denkbeeldige insetbelasting geëis word terwyl daar nie 'n uitset is nie. So dit is nogal krities om daai dokumentasie reg te hê. Dis 'n as SARS daarvoor sou vra, is dit 'n baie geldige redelike versoek om inligting daaroor te vra. En die amper sentrale dokument daartoe is die BTW 264 vorm wat die kritiese inligting op het en waartoe mens dan sekere ondersteunende dokumente voor moet byheg. Goed, so wat kan 'n mens huis toe neem in opsomming? Eerstens, daar is 'n denkbeeldige insetbelasting op sekere tweedehandse goedere, en in teorie is dit bedoel om die neutraliteit van die BTW-stelsel te herstel wanneer 'n ondernemer hierdie tweedehandse goedere koop. As jy hierdie denkbeeldige insetbelasting wil eis, dan is dit absoluut krities om bewus te wees van die dokumentasie vereistes, om dan nou jou BTW-inset eis te kan ondersteun. Dis dit vir vandag se episode. As daar enige vrae, opmerkings, idees vir toekomstige episodes is, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die Potgooi hou, gaan teken asseblief aan op jou gunsteling Potgooi platform, vertel al jou vriende, en net soos altyd, hierdie is nie belastingadvies, dis bedoel vir inligtingsdoeleindes. Tot volgende keer, totsiens.